Dit is donderdag 22 Januarie. Vandag se teks handel oor die Emmausgangers wat na die Paasfees van Jerusalem af terugreis huis toe. So hulle was deel gewees van 'n groep wat Jesus gevolg het en baie verward is oor die betekenis van sy dood en die onlangse gerugte wat hulle gehoor het dat hy uit die dood uit opgestaan het. Terwyl hulle Jesus gevolg het, het hulle soos die ander disippels ook sterk verwagtinge gehad oor sy mag en sy koninkryk. En wanneer ons die teks dan nou lees in Lukas 24 vers 21, is hulle besig om terug te stap huis toe en hulle beredeneer die omstandighede en hulle praat daaroor. En in die gesprek stap Jesus langs hulle en begin met hulle praat. En dan sê hulle die volgende aan hom. Hulle sê, Lukas 24 vers 21, ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sou verlos. En in vers 25, toe sê hy, dis Jesus vir hulle. Wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. Dink vir 'n oomblik aan die hoop wat jy as gelowige aan vashou. Net soos die Emmausgangers, kom daar gereeld realiteite oor ons pad wat ons nie verwag of voorsien of verstaan nie. Ons het so gehoop dat dinge op 'n bepaalde manier sou uitwerk en ons kan dikwels nie oor die teleurstelling kom om God in die midde van hierdie omstandighede raak te sien nie en dat hy ook op maniere met ons praat nie. Kan jy byvoorbeeld dink aan 'n onlangse geleentheid wat jou ontstel het of wat jou hoop gebreek het? Die verhaal van die Emmausgangers leer ons dat die Here self by ons teenwoordig is, om ons te help om stelselmatig deur ons emosies te werk en deur ons gevestigde gedagtes te lei, na plekke waar ons oë oopgaan. Dit gebeur dikwels nie onmiddellik nie. Toe die Here uit die sig van die Emmausgangers verdwyn het, het hulle gesê, het ons harte dan nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat het en vir ons die skrif uitgelê het nie. Hoe praat hierdie verhaal vandag met jou, waar jou hoop gebreek is, maar waar jou hart tog besig is om warm te word, deur hierdie omstandighede? Kom ons bid saam. Lewende Here, U wat saam met ons stap, selfs wanneer ons oë U nie herken nie. Soos die disippels op die pad na Emmaus, dra ons soms swaar in ons teleurstellings, verward deur wat met ons gebeur het en onseker wat voorlê. Ons praat oor hoop wat vervaag en drome wat gebreek voel, maar Here, U breek deur. In die gewone pad, in die gesprek langs die weg, in die uitleg van die skrif en uiteindelik in die breek van die brood. Open ons oë om U raak te sien, selfs wanneer U onverwags na ons toe kom. Laat ons harte brand wanneer U met ons praat, wanneer ons waarheid en hoop weer lewe kry. Bly by ons, Here, veral wanneer dit aand word en die lig begin verdof. Maak van elke ontmoeting 'n heilige ruimte waar twyfel verander in geloof en waar hartseer verander word in nuwe verwagtinge. En stuur ons dan terug soos die Emmausgangers met vreugde en die dringendheid om te getuig. U leef, U het verskyn en U loop nog steeds saam met mense die pad. Amen.